Is eintlik so snaaks. Ek het vroeër gepost dat ek later oor tyd gaan praat. En ek sien die tyd het my ingehaal. Ons het vanaand 'n afsluiting vir ons groepie vroue by ons kerk. En ek het net vanoggend gevoel, die Here lê dit op my hart om te praat oor tyd en hoe kosbaar tyd is. Ek het al 'n paar keer gedeel dat ek vir 'n tyd lank nou nie mag bestuur het nie. En wanneer ek die dokter weer gaan besoek, dan sal hy dan nou vir my die groen lig gee dat ek weer kan bestuur en dan sal dit omtrent 6 maande wees. En ek het baie keer in hierdie tyd het ek gewens die tyd gaan verby dat ek net weer kan bestuur, want dit is 'n groot frustrasie om nie te kan bestuur nie. En so 'n week gelede omtrent het 'n vriendin van my uit Namibië laat weet dat ons asseblief saam moet bid. 'n Vriendin van haar se seentjie is deur 'n slang gepik. En net die feit dat die seentjie nog lewe is al klaar die dokter staan verstom. En ja, so lang storie kort, die Here het letterlik wonderwerk op wonderwerk gedoen, net die feit dat hy nog 'n paar dae kon lewe. En vanoggend laat weet sy, ons moet asseblief bid, sy hart is besig om af te chop. Die mag mense dit sê so nie, maar ek sê dit met respek. En toe 'n bietjie later, toe laat weet sy dat hy oorlede is. En toe sy dit sê, en 'n mens weet dit, ons almal weet hoekom ons hier op aarde is, om die Here te verheerlik, en om vissers van mense te maak, en om gehoorsaam te wees. En so ons almal weet, dis tydelik, ons almal weet dat hierdie tyd op aarde is letterlik 'n spikkel in die ewigheid. En ek het net besef dat, weer eens besef, dat 'n mens kan nie die tyd wegwens nie. Die Here het, God het tyd gemaak, en tyd is kosbaar. En wat vir jou dalk voel soos 'n ewigheid, is dalk vir iemand 'n breekdeel van 'n sekond. Daai ouers het 'n paar dae ekstra gehad om tyd saam met hulle kinders te spandeer, om tyd saam met hulle seentjie te spandeer. Ons wat nie daardeur hoef te gaan nie, het soveel tyd wat ons saam met ons kinders kan spandeer. En ek wil die ouers vandag uitdaag, om juis nou in die Desember vakansie, ek het al klaar ouers begin hoor sê dat, dit is amper Desember en dan is die kinders vir 'n volle maand by die huis. Weet nie wat ek met hulle gaan doen nie. En dan in die Desember vakansie, dan hoor jy ouers sê, ek kan nie wag dat die skool weer begin nie. En ek wil julle as ouers uitdaag daar buitekant, om hierdie Desember vakansie nie te sê, ek kan nie wag dat die skool weer begin nie. Al is dit moeilik, al gaan dit rof, al voel dit asof die kinders jou by die mure uitdryf, vat hulle uit. Dan vat hulle uit dat hulle op iewers op 'n grasperk gaan speel en hulle energie gaan uithardloop of op een of ander manier verbrand. Maar ons weet nooit hoeveel tyd het ons saam met ons kinders nie. So gebruik hierdie Kerstyd om kwaliteit tyd saam met jou kinders te spandeer. Want jy weet nooit of hierdie die laaste Kersfees is wat jy dalk saam met hulle gaan spandeer nie. Of hierdie lang vakansie en gesinsvakansies wat ouers altyd, of gesinne altyd vat, wat gewoonlik oor Desember is. Jy weet nooit of dit jou laaste gesinsvakansie is nie. Want tyd is kosbaar en ons moet respek hê vir tyd. Ek hoor graag wie van julle is op vir die challenge.